Sodat ons kan sê, dankie vir seëninge, dankie Here vir u omgee. Dankie Here dat ons kan weet in die hande is ons veilig. En die mense wat ons voor lief is in die hande veilig, Here. Daarom kom ek en ek bring vandag elke onuitgesproke versoek na u toe. Ek vra Here dat u elke persoon aanraak, soos wat ek my hand uitstrek oor hierdie gemeente voor my. Bid ek van die eerste sitplek reg deur tot die ander voorsitplek, Here, dat u niemand oorslaan nie. Dat u vandag elkeen se behoefte raak sien. Dat u vandag uitkoms bewerkstellig, Here, in liggaam, siel en gees. Ek bid dat u sal werk verskaf waar werk nodig is. Dat u sal ingryp in huwelike. Dat u sal ingryp in omstandighede. Dat u sal ingryp in finansies. Dat u sal ingryp in verhoudings. Ek bid, Here, dat u naam verheerlik sal word deur dit wat plaasvind in hierdie kerk vandag. Yes, dankie. Here, baie dankie dat ek elke boetie, elke sussie en elke jong mens wat by die sonnaarskool is, vandag in die kan opdraai, Here. Dankie dat die kinderkerk geseënd is. Dankie dat elke tiener, elke jong mens wat hier is vandag boodskap uit die hand ontvang, Here, dat hulle sal uitleef, so ook met die res van ons, Here, waar ons ouer mense is en ons dink ook vandag in die besonder aan Frans wat vandag verjaar, Here. Dankie vir nog 'n dag wat hy nog 'n jaar wat hy by sy lewe gevoeg het. Dankie Here vir u guns wat ook oor hom uitgestort sal word. En dat hy vandag sal besef hoe kosbaar en spesiaal hy is vir u en vir elkeen van ons, Here. Dankie Here. Baie dankie, Here. Dit het vir my vrou gedoen het. Yes Lord. Dit het hiermee besig is in haar lewe. Yes, Abba Vader. En dankie Here dat ek weet dat u weet wat u doen. Daarom kyk ons met 'n verwagting na die dag wat sy volkome herstel. Dat sy volkome genees sodat sy weer haar plek in die kerk kan kom volstaan, Here. Yes Lord. Baie dankie dat ons ook vir ons is back en u kan opdraai, Here. U ken haar omstandighede. U weet die stryd wat sy stry. Vandag staan ek op teen elke vorm van kanker. Ek staan op teen elke vorm van inflammasie. Dit wat nie van God is nie, hoort nie by ons mense nie. Daarom staan ek jou teë Satan in die naam van Jesus. Ek beveel jou om die werke te laat vaar. Ek kanselleer elke kankervirus. Ek kanselleer elke kankersel. Ek kanselleer elke vorm van ongemak. Dit wat nie van God is nie, hoort nie by jou nie, my sis. Ek kanselleer dit nou in die naam van Jesus en ek spreek lewe. Jesus het gesê dit wat ons die Vader vra in sy naam, dit sal hy vir ons doen sodat die Vader deur die Seun verheerlik word. Ek kom vandag in die naam van Jesus in die autoriteit wat God aan my gegee het en ek spreek jou kanker aan en ek beveel dit om te gaan in die naam van Jesus. En ek beveel jou liggaam van hierdie oomblik af te herstel. Dankie Here dat u ingryp in my sussie se liggaam. Dankie Here dat ons ook vir haar seuns mag bid. Here, u weet wat hulle nodig het. U ken hulle by die naam. U het hulle geroep, Here, en of hulle geantwoord het al dan nie. U weet wie hulle is en daarom bid ek nou in die naam van Jesus dat u ook vryspraak sal bewerkstellig vir hierdie manne. Dankie Here dat u guns mildelik oor hulle uitstort. Dan bid ons ook vir Emilie vir rustigheid, vir kalmte. Here, laat sy ook u vrede wat alle verstand te bowe gaan in haar liggaam die ervaar, Here. Baie dankie dat u getrou is en baie dankie Here vir genesing vir elkeen van hierdie mense. Dan ook vir Ryan en Annabel, right? Klein William wat in die ICU is, Here, dankie dat u ook ingryp in daardie omstandighede. Dankie dat u daardie klein mense aanraak. Dankie dat u hy liggaam volkome genees, volkome herstel. Dankie dat u daardie groot liefdevolle goddelike Vaderhand uitsteek. Dankie Here dat u vinger net daardie ou liggaampie aanraak vandag en dankie dat genesing van hierdie oomblik af in plek kom in die naam van Jesus. Here, u is goed vir ons en ons eer en ons waardeer u en ons maak u naam groot, Here, want daar is niemand soos u nie. Daar is niemand wat ons kan vertrou soos wat ons u kan vertrou nie. Daar is niemand wat antwoord soos wat u antwoord nie. En daar is niemand wat ons beter ken as wat u ons ken nie. Daarom ken u ons behoeftes, u ken ons begeertes, u ken ons tekortkominge, Here, en ek bid dat u ons die wysheid, die insig en die vermoë sal gee, sodat elkeen van ons net die beste weergawe van onsself kan wees. Ons begeer nie om iemand anders te wees nie. Ons wil net so goed wees as wat ons kan wees, sodat ons totale optrede en ons totale wese lof en eer aan u kan bring, Here. U is goed vir ons en ons waardeer u in die kosbare, wonderlike en heilige naam van Jesus. Baie dankie Here ook vir die voorreg wat ek het om vandag die woord te mag bring. U weet dat ek weet dat ek dit op my eie krag kan doen nie. Daarom bid ek Here dat u my gedagtes seën en my lippe salf. Ek bid Here dat jy op die voorgrond sal kom, dat ek op die agtergrond sal verdwyn en dat die naam van die Here Jesus vandag verheerlik sal word deur die woord van hierdie kansel af ontvang. En ek bid dat jy elke hart en elke gedagte ontvanklik maak en dat hulle hierdie woord ter harte sal neem en dit saam met hulle sal uitneem en dit sal uitleef sodat elkeen ook wat vandag na hierdie woord luister 'n verskil in hulle lewe sal ervaar. Ons prys U hiervoor in die kosbare en wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons sê weer vir die Here welkom.
die Here se teenwoordigheid nie is nie, dan is dit maar 'n droë affære. Ek is nie oorhou van vergaderings nie. So as die Here nie is nie, dan is hierdie net 'n vergadering. Ek hou nie vergaderings nie, maar dit is 'n mors van tyd. En dit wat nou vergaderings bespreek, dit word in elk geval nie gedoen nie. Is dit nie so nie? So ons hou nie vergadering nie. Ons hou tyd, 'n verwagting en die teenwoordigheid van God. Dis hoekom ons by die kerk is. Nie om die seats te vol te maak nie, né? As ons wil hê die seats moet vol wees, dan pak ons net manne uit, dis maklik. Dit gaan oor elkeen moet hier wees omdat hulle hier wil wees, omdat elkeen wat hier is, 'n ontmoeting met die lewende God wil hê. Amen? Amen. Nou dit beteken nie, omdat God 'n God van liefde is, en hierdie pastoor vir julle baie lief te gee en lief is, dat ek nie op die tone gaan trap nie. So as jy vandag seer kry, kom volgende week met safety boots. Daar is altyd iets wat ons kan doen in 'n situasie. Vandag wil ek met julle praat oor veel eisende mense. Maar is nie van julle hier nie, waar nie. Veel eisende mense. Weet toe my seun nog uitgegaan het met die jong dames, dan bring hy eenetjie huis toe en dan dink ek, dit is nou oulike meisietjie hierdie. En dan kyk hulle so 'n paar keer, dan kom hy huis toe met Annie en sê ek, waar is die Annie? En sê nee pa, heavy maintenance. Heavy maintenance, high maintenance. Sê ek, nou right. Jy weet seker waarvan hy praat. Nou vandag wil ek met jou praat oor high maintenance mense. Daar is ongelukkig mense wat die laaste druppel bloed uit jou sal trek. Ja, dat is waar. Hulle sê jou laaste greintjie energie vat vir hulle self. En dan hulle dit nie eens nodig nie, is net om dit te kan hê. Maar ons het 'n liggaam, ons het 'n siel in ons gees en 'n gees en ons moet dit onderhou. As jy 'n kar het wat nie gekoop is, dan het jy min onderhoud, is dit nie? Jy het 'n maintenance plan en alles loop net lekker. Maar as jy ook allemaal krokke het, dan moet jy weet, maintenance, onderhoud. Want die een ding is net klaar en dan pak jy volgende een op, en so gaan dit aan. Maar so is dit met mense ook. As jy 'n goed versorgde mens is, het jy min onderhoud nodig. Maar as jy allemaal krokke is, dan het jy baie onderhoud nodig. En ons moet hierdie goedheid besef. Maar daar is basiese reëls. En kom ons kyk wat sê die woord van God vir ons. Matteus 7 vers 12. Alles wat julle wil hê die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Ek hoop al gaan 'n liggie op nou. Nee. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Wie wil hê die mense moet van jou skinder? Maar dan moet jy ook nie van iemand skinder nie, nee. Jy doen nie, maar ek noem dit nou maar net. As ek nou vir 'n vrou gevra het, dan sê jy, pik op my. Want ek my Louis gekies, want hy skinder nie. As jy wil kwaad praat van mense, moet nie kwaad word as hulle van jou kwaad praat nie. Want jy sien, die saai en maai beginsel het nog nooit verander nie. Jy saai daai saadkorrels, en daar val nou een saadjie op die goeie grond, en daai saadjie maak 'n plantjie, en daai plantjie begin nou groei, en dan begin hy kopstoot, en dan begin hy nog 'n kopstoot, en dan sien jy, maar hier's nou 3 koppe in hierdie mielie, en elkeen van daai koppe het 500 pitte aan. Nou kan jy sien, nou het jy 1500 teen 1. Dit is wat die rente is wat jy kry op die saadjie wat jy gesaai het. Is dit nie so nie? Ja, amen. Met ander woorde, as elkeen van die saadjies wat ek so handvol wat ek gesaai het, as elkeen van hulle opkom, dan kan ek 1000voudig hê. Dit wat ek gesaai het. Stem julle met my saam? God se saai en maai beginsel het hy verduidelik vir die mense wat in daai streek gebly het. Want hulle was landbouers. Hulle het verstaan van saai en wat gebeur wanneer jy daai ou saadjie saai. Dis presies dieselfde in ons geestelike lewe. Daarom sê dit wat jy saai, dit gaan jy maai. Jy kan nie 'n
bevoeterd en onbeskof wees met iemand en dink hulle gaan vir jou liefde teruggee nie. Ek het nou vir jou gesê, daai saadjie wat jy gesaai het, gaan miskien 1000voudig terugkom na jou toe. Daai leuen wat jy van iemand versprei het, gaan 1000voudig na jou toe terugkom. Dis nie nou so lekker om aan die ander kant te wees nie, né? Daarom moet ons versigtig wees wat hier uitkom. Daarom sê die woord vir ons, niks wat in die liggaam ingaan is onrein nie, maar dit wat daar uitkom. Want dit wat ons spreek, maak ander mense se harte seer. Ander mense raak afvallig van God. Ander mense voel net, hulle sien nie kans vir die lewe nie, want almal wat hulle sien, praat negatief. En al wat daai persoon vandag miskien nodig het, is net jou om 'n hand op 'n skouer te sit en sê, my boetie op my sis, die Here het nie van jou vergeet nie, hou vas. Dit is wat ons moet doen. Want dag in 'n dag kom 1000 mense hulle hand op jou skouer gaan sit en sê, die Here het nie van jou vergeet nie. Want dit wat jy gesaai het, gaan jy maai. Maar ek weet, is nie so maklik nie. As hy taxi voor my inry, is ook nie lus om hom te bless nie. Maar as 'n keuse wat ek maak, né? Paulus is ook 'n man soos ons, 'n mens soos almal van ons. En daarom sê in Romeine 12 vers 8, sover dit moontlik is, en dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ongelukkig is dit so dat jy nie met alle mense in vrede kan lewe nie, want hulle wil nie vrede hê nie. Maar dit beteken nie, jy moet nou met hulle lelik wees nie. Want onthou, dit is saad wat jy saai. En nou kan jy ook nie 'n persoon ignoreer nie, want hoe gaan jy voel as 1000 mense jou ignoreer? Jy sien, dit is nie lekker as jy aan die ontvangkant is nie. Dit is lekker as jy kan uitdeel. Ek sukkel vir baie jare met kopseer. Ek het in 1979 het ek breinvliesontsteking gehad en toe van daar af sukkel ek maar met migraines. En toe gaan ek nou weermag toe en een van die sporte wat jy kan doen is boks. En dis hoekom ek kan praat van ondervinding. Solank ek die manne geroer het, was die saak reg, maar as hulle my in die kop gestaan het, was my kop nou baie seer. Toe moes ek dit nou maar los. So is lekker as jy uitdeel, maar is nie so lekker as jy ontvang kan staan nie, né? Dis wanneer jy met blou kolle huis toe gaan. So ver moontlik, as dit moontlik is, sê die woord. As dit moontlik is. En ek staan weer by my stelling. As iets of iemand nie verander nie, gaan 'n situasie nie verander nie. As ek en Heinrich nie oor die weg kom nie, en ons karring nou maar net aan, ons verdra mekaar nou maar terwille van die kerk. Ons is nou maar by die kerk, dieselfde kerk so, ons moet mekaar nou maar verdra. Gaan daar ooit 'n broederskap ontstaan tussen ons? Maar kom ons haal hom, jy is nie die vark in die verhaal nie, ek is die vark in die verhaal. Ek is lelik met Heinrich. Nou kom hy kerk toe, want hy wil in hierdie kerk wees, en hy soek God se teenwoordigheid. Maar elke keer pik ek kom, en ek is lelik met hom. Nou gaan hy of moet voorgee dat hy van my hou, sodat daar kan vrede wees, of hy gaan nie toelaat dat die omstandighede sy gesindheid bepaal nie. Wanneer hy 'n gedagte vernuwing kry en hy sê, hy pastoor van ons is eintlik 'n ander ou. Ek gaan soek, iewers het hy 'n goeie plek, ek gaan hom soek. Hy kan nie net bad wees nie, iewers moet daar ietsiekie wees, wat ek hom voor kan prys. Nou verander hy sy gesindheid, en skielik, as hy my kyk, as ek nie so bad nie, want hy het ietsiekie gesien, wat miskien nie moeite werd is. Amen. Amen. So ons moet 'n keuse maak. Hierdie goed val nie sommer net in plek nie. Ons moet 'n keuse maak. Dis maar reg hierdie ding in die rooi. So ver moontlik leef in vrede met alle mense. En ek het dit gesê en ek sê dit weer, jy kan nie met alle mense in vrede lewe nie. Ken jy daai storie van die druppende kraan van Spreuke? 'n Druppende kraan. Het jy al in die middel van die nag opgestaan en daai kraan gaan toedraai, want jy het nou net genoeg gehad. Gaan lees in Spreuke van 'n druppende kraan. 'n Stadium wil jy daai ding net toemaak. Maar ek weet, dis nie in julle huise so nie. Kinders is vir ons almal 'n voorbeeld. Daai klein mensies. Hy klein wit koppietjie. Ek vermoor in die kombuis instap om vir die mense te gaan hallo sê. Toe ek omkyk, toe sy ta daar, toe sy Bert is verbygeloop en toe sy sien my daar binnekant, toe sy hy pry met nou. Toe sy gaan hallo sê. Sy worry nie of my hare teen mekaar is nie. Sy worry nie of ek 'n JC van JC hemp aan het nie. Sy gaan nie worry of ek geskeer het of nie geskeer het nie. Sy gaan nie worry of ek hier aankom met shorts nie. Sy is lief vir my, vir wie ek is. Nie vir wat sy by my kan kry nie. Ons kan by kinders leer.
Wanneer 'n kind nagekom word met 'n maatjie, en hulle sien, nou hulle in hierdie maatjie gaan nou nie meer lekker oor die weg kom nie, dan beweeg hulle aan, hulle kry 'n nuwe maatjie. Hulle kry 'n maatjie en vergeet van die ander een, hulle beweeg net aan. Maar, een ek is nie so maklik nie. Jy gaan werk toe elke dag na dieselfde mense toe, daai mense wat jou irriteer, daai mense wat jy nie wil wees nie, die werk is nie lekker nie. En ons het by dieselfde werksplek het ons die kontak met dieselfde mense, en as daar mense is wat die rok uit jou irriteer, dan moet jy maar jou gesindheid verander, want dit gaan nie verander andersins nie. So ons het by ons werksplek mense, dan het ons vriende, en familie, jou vriende kan jy kies, jy kan aan een vat, maar jou familie is nie ge-issue. Jy kan nie met 'n ander familie vat nie, so jy moet nou daai oor die kak kom, jy moet oor die weg kom. En ons huwelik. Jy het gesê, tot die dood ons skei. Ek het nie gesê jy moet sê nie, ek het sê, wat sê jy het jy saamgestem. Nee. So in ons huwelik, ons moet dit maak werk. Dis nie maklik nie. En ek sê altyd as ek huwelik bevestig, ek sê Afrikaans is so mooi woord. Huwelik. Huwelik bly of huwelik uitkom. Ja. So laat jy eerder bly. Dis lekker om getroud te wees. Maar dit is baie lekkerder om gelukkig getroud te wees. Hoekom wil jy 'n suurvrou of 'n suurman hê? Maak seker dat daai persoon in dieselfde gemoedstoestand as jy is, dan sit ons lekker by die huis. Die hoogtepunt van jou dag moet wees wanneer jy by die huis instap en jou vrou of jou man val jou om die nek. Dis 'n lekker man. Ons het mense nodig, al dink ons nie so nie. En tussen hierdie mense, is daar mense wat ons lewe moeilik maak. En jy kan nie elke keer wat jy 'n probleem optel met iemand net nuwe vriende gaan kies nie. Dan moet ek nou begin baie vinnig nuwe vriende kry, want ek het die afgelope tyd baie van my vriende begrawe. Ek is omtrent die enigste wat oor is. So as ek nie nou iemand anders kry nie, is ek op volgende. Hallo, is jy met my? Ja. So, jy moet vriende hê. Want jy het jou vriende nodig. En daai vriende daar buitekant, is hulle nog nie jou vriend nie, hulle het jou miskien nodig. So gaan en wees die minste en maak vriende met mense. Jy kan 'n verskil in iemand se lewe maak. Ons moet elkeen met wie ons in aanraking kom, moet ons akkommodeer sonder om te veroordeel. Ons moet akkommodeer sonder om net die verkeerd raak te sien. Elke mens het goed in hulle. En ons altyd hier so bedankbaar te wees. Luister wat sê Lukas 6 vers 37. Moenie oordeel nie, en julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vrygespreek word. Nou is dit die regte tyd om te sê, Amen. Amen. Spreek vry en jy sal vrygespreek word. Oordeel en jy sal geoordeel word. Veroordeel en jy sal veroordeel word. Dit is die realiteit van die lewe. Dit kom alles terug na doen aan ander soos jy wil hê aan jou moet doen. Ja. As jy 'n vieslike mens is, gaan jy goeie vriende hê. Nee, jy gaan vieslike vriende hê, want birds of a feather flock together. Mense soos mekaar, hulle bly by mekaar. So as jy nie van jou vriende hou nie, want jy miskien vir ander vriende kry, want miskien nou ander mense ook nie van jou nie, want jy word soos jou vriende. Ons mag nie veroordeel nie. Want as ek ander veroordeel, dan word ek ook veroordeel. Want ek doen presies dieselfde goed as hulle. Is dit nie so nie? Jy doen dieselfde goed as jou vriende. As jy robbe vriende, dan sê jy, vang 'n joint, dan vang jy 'n joint. As jy vang 'n nertsie, dan vang jy 'n nertsie. Daar's niks fout met 'n nertsie nie, solank as wat jy in beheer bly. Want 2 Timoteus 1 vers 7 het ons net op die bord gehou, onthou julle dit? Die Gees wat God ons gegee het, maak ons nie immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Krag om staande te bly. Liefde om Jesus uit te dra en selfbeheersing sodat ek nie vir ander mense teleurstel nie. Amen. As ek nie selfbeheersing het nie, gaan ek ook nie 'n wag voor my mond kan sit nie. Met ander woorde, ek kan skinder en ek gaan vieslik praat en ek gaan vloek en ek gaan lieg. Daar's nie selfbeheersing by betrokke nie. Met ander woorde, daai gees wat in jou is nie van God nie. Want God het ons nou gesê, hy gee ons 'n gees. Hy vul ons met krag, liefde en selfbeheersing.
As jy sukkel om liefde te gee, dan wil ek vir jou sê, jy het die verkeerde koning. As jy nie krag het om staande te bly nie, is jy ingetap by die verkeerde pelwasos. Wil jy tevrede wees met die 3 volt van 'n selfoon charger? Of soek jy 360? Ja, 3 fase krag. Ek is nie happy met Hanna lewe nie. Ek wil voluit lewe vir die koning. Ek wil ons 'n verskil maak in mense se lewe. Ek wil mense moet vir my lief wees. En daarom is ek vir hulle eerste lief. Want jy moet eers gee sodat jy kan kry. Dit is onveranderlik. En jy sien, die krag, liefde en selfbeheersing wat ons kry van God af. Daai selfbeheersing maak dat jy nederig kan wees. Jy besluit hoe ek gaan optree. Jy sê vir my iets, nou val ek jou aan en nou gaan ons boks. Of ek is nederig en ek sê my boeta, ek hoor wat jy sê en as jy so voel en ek het jou teleurgestel, dan is ek nou jammer. Maar kom ons sal dit uit. Want jy weet, wat se goed kan daar kom van 'n klomp kwaad? Niks. Ons moet nederig raak. Ons moet mense wees met wie God se lewe tevrede is. God moet na jou kom kyk, soos wat hy gekyk het nadat Jesus uit die doopbad gekom het en sê, dit is my seun, met wie ek welbehae het. Dit is my seun, dit is my dogter met wie se lewe tevrede is. Is dit nie wat God van ons moet sê nie? En ek sê dit nou, dit gaan miskien baie kras klink. God is opreg en hy is soewerein en hy is almagtig, hy hou nie op met rabbies nie. Kijk, as jy God se teenwoordigheid smag, dan roep jy hom aan in nederigheid. Dan gaan hy vir jou foute wys en jy gaan jou foute kan bely, jou sonde kan bely, dan gaan jy ook nie iemand hê wat die eerste klop op jou moet werk nie, want dit sal nie nodig wees. As jy 'n pad stap, wat Jesus gestap het, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê naas my is daar geen ander God nie, sê die Vader in die begin. Daar is net een weg om te wees en dis die weg van Jesus. Daarom het God gesê, dis my seun en wie ek, as jy sê die wat tevrede is, dis my seun en wie ek welbehae het. En wanneer nederigheid by ons ontbreek, is daar 'n paar keer, of 'n paar verskillende goedjies wat dit teweeg bring. Veroordelend. Jy dat. Vol van kritiek. Is dit nie so nie? Het iemand by al gekom en gesê, het jy gehoor? Dan sê jy, nee, ek wil nie hoor, want jy wil skinne. Of kan ek nou eers luister en dan gaan sê, hey, jy moet nie van ander mense praat nie, maar jy was so nuuskierig en jy geluister het. Jou ore moet nie ander mense se asblikke wees nie. Hulle moet nie hulle rabbies in jou gedagte kom damp nie. Is julle met my? So jy moet nie veroordelend wees nie, jy moet nie vol van kritiek wees nie. Beter wetend en altyd reg. Kyk, daar is nog een ding wat ek dink ek dood het aan. As ek met iemand praat en hy sê, ag, dig nog, het jy gehoor? Ek gaan nie hoor nie, want ek gaan loop. Want as ek jou iets vertel en jy weet klaar beter, of jy het 'n groter storie om te vertel, ek het jou iets vertel wat ek gedink het belangrik is, nou maak jy dit af, want jou storie is meer belangrik. Kry vir iemand anders te wat luister, I'm on my way. Kijk, het is nie nodig om daar te staan en voor te gee dat ek jou van jou nie. As jy onbeskof, is jy onbeskof. Selfregverdigend. My way of the highway. Nou, ons ken ons heiding. Ek het gesê. Ok, jy. Maar God het gesê. Wat nou? Verstaan jy? Baasspelerig. Narcissisme, né? Altyd op soek na foute van ander. Julle hoor die pastoor. Julle sien die pastoor op die dobbelplek gewees. Julle sien die pastoor as die dobbelplek. Sê nee, ek het in die kar gesit, die pastoor was langs die dobbelplek, het gaan ys koop by die koelie. Ja, ons is so vinnig om te oordeel. Jy kan sê wat jy wil, maar as ek kwaad word, moet ek my mond en tome, want as ek 'n bietjie kragwoordjie gebruik, kom nie meer in jou kerk toe nie, jy is vals. Pastoor is ons nou Jesus geword, toe hy pastoor geword het. Nee, my broer en suster, ons maak ook foute, maar ons probeer om dit te elimineer. Alright, so probeer jy ook om te elimineer. Negatief voor alles.
ken jy sulke mense? Hulle my moet ook gaan het. Pastoor, so tussen die boom en die bars, tussen die vloer en die volle toer. Dit kan maar so arm, darm, jy al die storieetjies gehoor. Nou sê ek het met groot liefde, jou idee. Jy is besig om dood te spreek oor jou lewe, want al daai goed wat jy nou gepraat het, gee vir die duiwel toegang tot jou lewe, en jy gee 'n kontrak vir die duiwel op jou lewe, en hy kan met jou maak wat hy smaak. Slaap julle? Jy moet kyk wat jy sê. Maagpyn, ek gaan nie siek word, ek seker ek het nou 'n maagseer. Jy gaan jouself in 'n maagseer en praat. As jou maagseer is daar verskeie redes. Begin sommer deur die grandpa's te los. Gaan dit al klaar beter gaan. Negatief oor alles. En dan as iemand anders iets gedoen het. Al die vrouens, dis nie dat ek my vrouens pik nie, ek is baie lief vir julle. Maar kom ons wees eerlik. So, daai vrou so mooi rok gesien, skat. Ja, rokkie is mooi. Dis seker 'n rok, maar is nie 'n slice nie. Ja, anties. As sy mooi lyk sy mooi, sê dit man. Ander dag sê iemand, onthou net as jy sê iemand lyk mooi, is daar 1000 mense wat sê jy lyk mooi. So doen die regte ding. Vergeet van daai image. Sy kyk hy is 'n mooi showtjie. Sy was so 'n halstorm, moet jy daai halskade gesien. Ja, ek ken nie goed, ek lewe tussen mense. Ek weet. Maar jy hoef saam te praat of jy hoef nie saam te praat nie, dis jou keuse, want jy moet self beheers, onthou ons. En hierso praat ons nie net van ons nie, geleerde mense doen dieselfde goede. Die Fariseërs en die Sadduseërs was hoogs geleerde mense. Hulle was die manne wat die geskrifte geken het. En Matteus 11 vers 19 kom hulle na die seun van die mens, want hy het geëet en gedrink soos wat almal van ons doen. Jy moet mos drink. Ek sê nie jy moet van suip nie, maar hoe drink jy water? Deur die ore. Jy moet mos water drink. Dat ek vir julle net 'n voorbeeld gee. Ek het nou gedrink. Het ek gesuip. I rest my case. Hulle sê, kyk, daar is 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van die tollenaars en sondaars. Hulle praat van Jesus. Hulle praat van Jesus, die seun van God. En hierdie ouens wat dink hulle weet alles, weet nou eintlik die minste. Want toe hulle die Messias ken, of sien, toe ken hulle hom nie. Praat van hom 'n wynsuiper, vriend van die tollenaars en sondaars. Tollenaars en sondaars, ja, hy is 'n vriend, want hy het vir hulle gesterf. Maar 'n vraat en 'n wynsuiper, hulle kan bly wees, ek was nie 'n disipel nie, hulle word as gebrand het. So my liewe broers en susters, wat ek jou sê, ons moet so versigtig wees wat ons sê, want jy kan 'n ding miskien sê soos jy dit sien. Maar iemand anders ervaar dit anders te want hulle ander siening en dan breek jy daai mense af of jy maak dat daai mense nie meer kerk toe kom nie. Want hulle dink almal is so. Hulle dink almal het dieselfde siening. Luister verder Johannes 8 vers 48. Die Jode het toe vir hom gesê, dit is nou sy volk, né? Ons het mos gesê jy is 'n Samaritaan. Nou Samaritaan beteken onegte en daai tyd was dit 'n skelwoord. Daar's 'n ander woord wat ons gebruik as ons kwaad word. Dit klink amper net bietjie anders. Met ander woorde sê maar hy's 'n Samaritaan, hy's 'n onegte, met ander woorde hy's 'n bastard. En dan sê hy is van die duiwel besete. Die Jode, sy mense, sê vir hom, jy's 'n onegte en jy's van die duiwel besete. Kan die duiwel wonderwerke doen? Nee. Waar ek vir die duiwel saak of 'n blinde weer kan sien, of 'n malaatse weer tussen ander mense kan lewe? Nee. Met ander woorde, die wonderwerke wat hy gedoen het, was nie towery nie. Hy het dit gedoen in die gesag van God. So ver van die waarheid. En hulle het geglo dat hulle reg is
omdat die gees van God nie in hulle was nie. So as jy ander mense beskinder, wil ek vir jou vandag 'n wake-up call gee. Wanneer jy ander mense bespreek, wil ek vir jou sê, jy word nie gelei deur dieselfde gees as wat Jesus gelei was nie. Jesus het nie ander mense bespreek nie, Jesus het nie ander mense beswadder nie. Hy het gesê wat die waarheid is. En nou wil ek net op aan jou aandag bring. Die woord van God sê ons moet vermaan. Vermaan en veroordeel. Die verskil is net, weet jy wat die verskil tussen vermaan en veroordeel? Die gesindheid waarmee jy dit doen. Dis al. Ek wil vandag vir iemand sê, jy moet ophou met hierdie goede. Hierdie goed gemaak en die tronk toe gaan. Sê, oei, so jy judge my. Wie dink jy is jy? Nou gaan jy met die regte gesindheid na die selfde persoon toe. En jy sê my boeta, ek voel in my hart dat ek moet jou praat hieroor. Ek weet waarmee jy besig is, maar weet jy, op die einde van die dag, want hierdie goed maak met jy die tronk op my dag. Is dit wat jy wil wees? Los hierdie goede. Kom saam met my kerk toe. Kom dat ek saam met jou bid, dat die Here jou losmaak van hierdie goedjies. Het ek nou veroordeel? Maar as op dieselfde boodskap, net met 'n ander gesindheid. En by die huis gebeur dit ook baie keer so. Liefie? Ja! Kom hier. Ja. Dan kom jy daar en sê, wat gaan met jou? Het jy my geroep? Ja. Hoekom praat jy so met my? Want jy het my nie gehoor nie. Jy het gehoor. Jy het al geantwoord. Jy sien hoe lekker met ons nou, sommer van niks. Het is so makkelijk, ek doen dit sommer met myself. Sien. Maar as jy nodig nie, net die gesindheid, as jy mooi iemand roep, as ek gaan nie gaan op oor engele, gat ek wil die patrol hier, nee. Ek het nie 'n pyn nie, want het my mooi geroep. Sê jy, kom hier! Sal my nie sien nie. Kom keer met my broer next door. So die gesindheid waarmee ons 'n boodskap oordra, dit gaan bepaal hoe dit ontvang word deur iemand anderste. En ons moet net hier goed weet, met die broer en suster. Iemand wat so is, iemand wat dink dat hulle altyd reg is en al die ander mense altyd verkeerd is, hulle is op 'n pad van vernietiging. Hulle vernietig mense se lewens, hulle vernietig verhoudings, hulle vernietig huwelike, hulle vernietig selfbeeld en hulle vernietig menswaardigheid. Jy moet belê in iemand, dan sal jy die rente daarvan kry. Jy moet belê in iemand, dan gaan jy die rente kry. Dan gaan daar resultate wees. Niemand wil iemand hê wat heeldag oor hulle baas speel. En God is ons God en hy is almagtig en hy speel nie baas oor ons soos 'n het en gebied nie. Hy gee vir ons riglyne. En ek wil net hierby stil staan ook vir 'n oomblik. Jy weet, plante, diere, mens, alles is gemaak om eer aan God te bring. Stem julle met my saam? Ja, amen. Ek het nog nooit gehoor of gelees van 'n dier wat God teleurgestel het nie. Ek het nog nooit gehoor van 'n plant wat God teleurgestel het nie. Toe Jesus sy vyeboom gehad het, toe hy sy punt bewys. Toe hy gesê het, ek soek 'n vy, nie 'n vy nie, jy sal nooit in jou lewe jou vrug dra nie. Het hy vyeboom verdor. Dit was nou net 'n gelykenis wat hy vertel het daar, want dit was nie vrye tyd nie. Maar Jesus moes sy stelling maak. Toe hy daai boom nodig gehad het, was die boom nie daar vir hom nie. Dan word hy uitgekaap. Met ander woorde, elkeen van ons beteken iets. Elkeen van ons moet optree soos wat God het van ons verlang. Elkeen van ons is belangrik. En as ek sê elkeen van ons, dan beteken nie net jy wat daar sit nie, die res van ons ook in hierdie vertrek is vir God belangrik. En as ons kwaad spreek oor mense, of ons beskinder mense, jy dink miskien jy het daai bakkie gesien, en hoor jy, daar's ander blommetjie wat saam pastoor rondgery het sy bakkie gesien. Tussentyd het my bakkie vir Hendrik en Lorraine geleen. Daar was nou 'n vrou saam met die man, en dis nie Magda nie. 'n pastoor ry rond saam met 'n ander vrou.
Kry jy jou feite by mekaar voor jy iets sê, moenie altyd veroordelend wees nie. Mense oorskat hulle self en hulle onderskat ander mense. Moenie vrou lieg nie, want as hy intelligent is, gaan hy weet jy lieg, en dan dink hy stupid, dan gaan hy nie wil luister nie. Dit is maklik. En as jy wil jouself meet en kyk of jy in een van die kategorieë val, beantwoord die volgende vraag net vir jouself. Is mense altyd gemaklik in jou geselskap? Jy hoef nie hand op te steek nie, ek geef jou net ietsie om aan te kou vandag. Is mense altyd gemaklik in jou geselskap, of net wanneer jy so voel? Is ek spyt wanneer ek impulsief was en opgetree het? Is jy spyt? Of sê, ek kom hulle toe. Ek het nie gesê, maar hulle het nodig gehad. Sien mense my as 'n innemende persoon wat omgee en iets sal doen vir ander. Is anders uitkyk en sien en belangriker as my eie. En word ek ervaar as 'n moeilike persoon om tevrede te stel. Daar is mense wat jy net nie kan tevrede stel. Dan val hulle daai kategorie. Dan behoort die vraag te wees, waarin moet ek werk om te verander? Petrus die staat sit hom. Die eerste stap van rehabilitasie is erkenning. Jy moet kan erken dat jy 'n probleem het voordat ons aan die probleem kan werk. Voordat jy self aan die probleem kan werk. As jy dink jy het die foute nie, dan gaan jy nooit kan verander nie, want jy gaan altyd by dit bystaan en volstaan dat hulle die probleem nie ek nie. Hoe kan 1000 mense verkeerd wees en jy alleen reg? Daar's mense wat so redeneer. Hierdie ouens is nie lekker nie. Dit is net dat jy nie lekker nie, ander is alright. Want mense wil dit nie hoor nie. En ons moet onsself afvra. Wat doen ek aan mense? En wat doen ek vir mense? Is jy iemand wat aan mense iets doen? Of is jy iemand wat vir mense iets doen? Daai klein woordjie maak 'n baie groot verskil. High maintenance mense. En jy sal die antwoord ken. En die volgende vraag wat jy self moet vra is, doen ek dit wat ek doen omdat ek omgee? Of doen ek dit om raak gesien te word? Dit vat ons terug na die fariseer wat op die hoek staan. Sê Here, en hy skree hard dat almal kan hoor. Dankie dat ek nie soos hierdie mense is nie. Here, U weet ek gee my 10de. U weet ek bid 3 keer op 'n dag. Dankie dat ek nie soos hierdie mense is nie. Intussentyd moes hy gebid het, Here, laat ek asseblief soos hierdie mense wees, dat ek kan nederig word, sodat ek kan introspeksie doen, dat ek kan sien wie ek is, sodat ek kan besef wie U wil hê ek moet wees. Het is maklik om net voor te storm in die lewe en te dink, jy ken alles, jy weet alles. Maar wat van mense om jou? As iemand met jou kom praat oor die Bybel en hulle dink hulle weet alles, daai is my kos. Dan gesels ons nou lekker. En as jy 'n stukkie water vat, jy kyk op, is daai weg. Het jy 'n verskoning gemaak en net verdwyn, lyk jy wegraak om in plaas gevind. Want mense wil nie erken dat hulle verkeerd is wanneer hulle glo dat hulle alleen reg is nie. Ek sê nie ek weet alles nie. Maar jy weet nie wat ek weet nie. Maar jy sal kan weet wat ek weet as jy my vra wat ek weet. En soos dat vir elkeen van ons. Mense ken ons nie. Hulle weet net van ons. Maar wanneer ons regtig 'n pad met God stap, dan gee hy ons die wysheid en die insig. Spreuke 3 sê, ken die Here in alles wat jy doen en hy sal die regte pad laat loop. Ken hom in alles wat jy doen. Wat is alles wat ek doen? Alles wat ek doen. Alles wat ek sê. Alles wat ek dink. Dan sal jy die regte goed sê en dink. En jy sal reg optree. Dit is wat God van sy kinders verlang. Nie 'n klomp bombastiese ou suurkolle wat hier in die kerk sit met stywe nekkies en wag jy dat die pastoor 'n fout maak. Hier is nie sulke mense nie, maar ek sê nou maar net. Daar's ander kerke wat sulke mense het. Ons moet seker maak dat as mense na ons kyk, my liewe broer en suster,
dan moet hulle ook begeer om te hê wat jy het, of om te wees soos wat jy is. Amen? Ja. Jou kwaliteite lê binne jou opgesluit. Die oë is die vensters van die hart. En as jy my nie glo nie, gaan ek dit jou bewys. Ek is baie lief vir hierdie gemeente. Dink jy dit snaaks? Glo julle my nie? En nou, dis lief vir julle mense. Amen. As van die tannies wat nog by die deur geloop het, mens toe. Ja, kwaai was. Jy sien, jy kan dink jy bluf mense, deur die regte woorde te sê. Maar as jy oor die sagte liefde spreek, jy gaan mense nie glo 'n woord van jou liefde nie. Kyk jy. So maklik, né? En net so maklik as ek kan kwaai lyk en ek vriendelik lyk, maar as jy nou regtig bevoederd is, weet jy hoe moeilik is dit dan om vriendelik te lyk? En dis waar jou toets kom. Wanneer die papaia die waier tref. Julle is minder met Afrikaans, né? Die res van julle wat nie verstaan nie, wanneer die pop oor die venster. Dan gaan wie jy is bepaal wat mense ervaar. Jy kan een ding sê, maar as mense dit nie in jou sien nie, gaan hulle nie vir jou glo nie. Ek is 'n nederige mens, God het my so gemaak. Verstaan julle? Wil julle dit hê? Nee. Nee. As ek vir jou kan wys dat God 'n God van liefde is en ek sal enige tyd saam met jou tyd spandeer en ek kan vir jou voorstel aan my koning, dan is dit mos 'n ander prentjie, is dit nie? Ons gesindheid weerspieël wie ons regtig is. En ons kan voorgee so al ons wil. Jy kan 'n klomp kindertjies so laat inkom en hulle gaan na sekere mense toe gaan. As ons nou 10 mense as dit hier voor staan en daar's 'n klomp kindertjies wat ons rang gaan en sê, gaan na die groot mense toe. Dan gaan daar enkele mense wees wat nie eendag na hulle toe gaan nie. Ander mense gaan wees, die kinders gaan oplyn berei en hulle sal eerder probeer afwag om 'n drukkie te kry, sodat hulle kwaai hoog kry. En ek wil nie afsluit. As kindertjies graag na jou toe kom, het jy Jesus se gesindheid. As kindertjies se draaie om jou loop, kort jy Jesus se gesindheid. So kom ons toets onsself. Beweeg saam met die kindertjies en kyk of hulle na jou toe kom uit hulle eie uit. En as dit nie is nie, want jy iets om aan te werk. Want dan is die Jesus nog nie heeltemal so aktief in jou lewe nie. Amen. Amen. Want die Here julle regtig guns gee en maak ons wees soos Jesus. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om vandag net lekker rondom die woord te kan vergader, Here. En dankie Here dat jy elke boetie en elke sussie vandag aanraak, dat hulle gesindheid sal wees soos wat U wil hê hulle moet wees. Here, ons is nie om te veroordeel nie, ek is nie om te sê party mense is goed en party mense is sleg nie. U ken my hart, ek is vir almal lief. En ek is vir almal ewe lief. Maar vir party mense is dit makliker om lief te wees, Here, want ander mense maak dit moeilik om deur te dring. Baie mense maak dit so moeilik dat jy nie eens in hulle aura kan inkom. Jy kan nie eens naby genoeg aan hulle kom dat hulle kan ervaar wat Jesus se liefde is nie. Baie dankie Here vir U groot genade en liefde. En dankie dat ons hierdie kosbare liefde wat U vir ons gee, met ander sal deel. Want een ding wat ek in my lewe geleer, Here, en ek dank U daarvoor. You can never outgive God. Die liefde wat ons gee, sal nooit opraak nie. Want U gee altyd meer as wat ons ooit sal kan gee. Here, ons prys U vir die wonderlike voorreg om in die liefde te kan lewe, om 'n verskil in mense se lewe te kan maak. En as ons tot en met vandag nie regtig daai gesindheid gehad het om 'n verskil in mense se lewe te maak, Here, dan bid ek dat die elke begeerte en elke behoefte vandag raak sien, dat mense sal verander, hulle denke sal vernuwe, sodat hulle die mens kan wees wat U wil hê ons moet wees, Here. Dat ons elkeen wat hier is in hierdie gebou vandag en hulle wat na hierdie boodskap luister, dat elkeen God se stem sal kan hoor wat sê, dit is my kind met wie se lewe ek tevrede is. En ons prys U, Here, vir hierdie wonderlike voorreg om uit die woord te kan leer en in die teenwoordigheid te mag beweeg.
Die lof, die eer en die aanbidding net aan U in die kosbare, wonderlike en heilige naam van Jesus. Amen. Ons gee die Here 'n offer.